Dit is vir my 'n baie groot genadige voorreg om vanmôre hier te kan wees. En dis deur God se genade dat elkeen van ons vanmôre hier kan wees. As dit nie vir God se genade was nie, geen verdienste, dan was ons nie vanmôre hier by mekaar nie. Aan Dominee Gerard en sy kerkraad baie dankie vir hierdie voorreg om julle te kan bedien met die woord van die Here. Baie dankie, 'n man vir wie ek baie lief is. Ek wil nie daarop uitbrei nie, maar ek het baie groot respek vir hom. Kerkraad, almal, aan u ook, baie dankie. Ek vra net een ding vanmôre. U verwagting moenie van die prediker wees nie. Weet, ons luister baie keer na goeie predikers wat welsprekend is. En ons kan die baie maklik op 'n pedestal plaas. Op 'n verhoogie. En as jy hier uitgaan, kan jy sê dit was wonderlik geweest. Net so is die woord weg. En daar's geen verandering in jou lewe nie. Geen. Maar as jou verwagting van die Here af is, dan kom verander hy jou. Groot tragedie as ons vanmôre by hierdie deur sal uitstap. En God het ons nie verander nie. As ons by hierdie deur vanmôre uitstap, dieselfde as wat ons hier ingekom het, wat 'n groot tragedie, en daarom is dit dan ook my verwagting en my bede vanmôre, dat die Here in ons harte sal werk, dat hy vir u 'n hart sal gee, wat vrugbaar is, wat die saad sal ontvang, sodat dit sal ontkiem en vrug dra. Maar dan ook vir my ook baie genade sal gee, om die woord so oor te dra, dat hy verheerlik word. Ja, daar is nou klaar gebid en oorgangssang is gelewer. Vir u wat die Bybel saamgebring het, kom ons maak oop by Johannes 4. Johannes 4, en ons gaan daar van vers 31 tot 42 lees, en dan lees ons dit met die nodige eerbied en respek, die Heilige Gees geïnspireerde woord van God. Dis nou nadat Jesus by die Samaritaanse vrou by die put gesit het, en aan haar openbare dat hy die Messias is. So hy is nou daar in Samaria. En dan sê hy nou die volgende vir die disippels. Nou terwyl die Bybels nou net so oop is voor ons, kom ons buig net verwyle ons hoof in aanbidding vir ons Vader. Ons sê vir u baie dankie vir u woord. As die Gees dit nie vir ons oopbreek nie, te vergeefs lees ons dit. En daarom is ons afhanklik u wat die woord geïnspireer het, om dit ook aan ons te openbaar en lewend te maak. En ons vra daarvoor. Here, op 'n stadium het hy die brood so fyn gebreek, en vir elkeen genoeg gegee. Kom breek vanmôre die woord fyn, dat ons dit sal kan verteer, en dat u ons sal vul. En dit vra ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees. Johannes 4, 31 tot 42. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat dit al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dis een wat saai en ander een wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hul arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo,
oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het hulle daar 2 dae gebly, en baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan die Samaritaanse vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is, net tot sover. Nou ek wil graag vanmôre met u praat, God se visie vir die Christen vir Suid-Afrika. Ek dink 'n baie relevante onderwerp, né? Christen, God se visie vir die Christen vir Suid-Afrika. In die teksvers van oordenking Johannes 4:35 sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat dit al wit is vir die oes. Daar's die visie. 'n wit oes wat God in Samaria vir sy disippels wys. En as gevolg van hierdie visie moet daar nou 'n ywer wees, 'n vurigheid wat daar opgewek moet word om hierdie oes in te samel. En daarom sê Romeine 12:11, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Vriende in die Here verwys hier na die Samaritane wat 100% gereed was vir sy woord en om te aanvaar as Messias. Ons het dit nou net gelees. Die Samaritane was nie 'n geliefde nasie gewees nie. Die Jode het hulle gehaat. As jy beweeg het na Judea toe, was daar ompaaie om Samaria gewees. Partykeer moes hulle daar deurgaan, die Jode moes partykeer daar deurgaan, want business is business. Nee? Dan kan ons daar deurgaan, maar normaalweg, as jy daar deurgegaan het, dan was jy besmet gewees. Daar was redes hoekom hulle hierdie volkie gehaat het. Dit was 'n bastervolk tussen Jode en Assiriërs, en ons weet wat sê die wet, né? 'n Baster mag nie in die vergadering van die Here kom nie. Hulle het ook nie op die regte plek aanbid nie, hulle het nie in Jerusalem aanbid nie, hulle het ook nie die volle geopenbaarde skrif van daardie tyd, die wet en die profete aanvaar nie, maar net die wet. En daarom het die Jode nou nie van hierdie ouens met hierdie ander kultuur van hulle, hierdie onoorbrigbare kultuur gehou nie. Vriende, 'n sieleoes wat ingesamel moet word. Ek lees in die Ou Testament, Spreuke 24:11 en 12. Red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. As jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie, hy wat let op jou siel. Hy kom dit te wete. En hy vergeld elke mens na sy werk. Spreuke 11:30, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Uit nagenoeg 7000 miljoen mense op aarde, het ek en jy die voorreg om God se woord in ons hande te kan hê en daai te lees. 66 kanonitiese boeke wat saamgestel is, 'n enorme taak oor eeue, selfs millenniums, 'n wonderwerk van die Heilige Gees. Ons het die voorreg om so 'n boek te kan vashou. Vriende, die woord van God is geen beskrywing van my soeke na God nie, maar God se bemoeienis met jou en met my. 1 Johannes 4:10 sê, hierin is die liefde, dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde.
Ek lees in Johannes 15:16, julle het my nie uitverkies nie, ek het julle uitverkies om te gaan en te gaan vrug dra. Nou ek is besig hier met die inleiding, so jy moet baie mooi oplet. Wat ek vanmôre vir u sê. Die woord van God vervat die gedagtes van God. As jy wil weet, wat dink God? Lees sy woord. Dit beskryf die toestand van die mens, die weg van saligheid, die oordeel en verdoemenis van die sondaar, die geluk van die gelowiges wat hulle kan beleef hier op aarde. Ek lees in 1 Petrus 1 vers 8, in wie julle verbly met 'n onuitspreeklike blydskap, so verhouding met die Here. 'n verhouding met 'n lewende God, nie 'n abstrakte verhouding met 'n abstrakte God nie. En vriende, as jy jou nie kan verbly met 'n onuitspreeklike blydskap in die Here, en dit is nie daar in jou lewe nie, dan is daar fout. Ons lees hierdie Bybelboek om wys te word, om gered te word, en om 'n heilige lewe te lei, 'n God verheerlikte lewe te lewe. Dit bevat lig om jou rigting te gee, voedsel om jou te ondersteun, te vertroos en op te lig. Jesus Christus is die hoofonderwerp, goed ontwerp vir ons heil. Hierdie boek is nie ontwerp om ander mense mee te slaan nie. Moet dit nooit doen nie. Dis ontwerp vir ons heil. Die glorie van God is die einde. Dis veronderstel om die geheue te vul, die hart te bestuur, die voete te rig. Nou kom daar 'n vraag. Hoe kan dit die geheue vul, die hart bestuur, die voete rig? Jou wys maak, red om heilig te leef, as jy dit nie het nie. En dis waar Jesus nou kom met die visie, binne in Samaria. Sê julle nie, dis nog 4 maande nie, slaan julle oë op, en aanskou die oes, ja, hierdie oes, mense met 'n ander kultuur, wat ek nie kan verdra nie, 'n onoorbrigbare kultuur, slaan op, hulle is ryp vir die oes. So in die eerste plek, kry 'n visie vir die groot oes, die wit ryp oes, duisende siele. Sypel ons land na binne. Hulle kom van Mosambiek af, hulle kom van Zimbabwe af, van Malawi, van die DRK af. En my boere hart is so omgekrap. Kan die regering nie toesien dat die grense beheer word nie? Ja, verseker is dit hul plig. Waarom stuur hulle nie terug nie? Stuur God nie hierdie mense op ons pad om geëvangeliseer te word nie? Ek vra net 'n vraag, maar ons is so geboei met kettinge van politiek. Weet die Christen kan gefokus raak. Net een politieke uitspraak en hy verloor totaal sy fokus. Waarom het God hom op hierdie gegewe oomblik hierdie deeltjie van die aarde geplaas met 'n doel, en hy verloor skoon sy doel, want hierdie ou het dan nou dit gesê, en dit krap my boere hart om. Jesus is op die punt om sy disippels te vul met sy gees om die wêreld, die nasies te bereik. Na 3 jaar, na die kruisiging, na die opstandings, is die disippels nog gefokus op hul eie nasie en hulle volkie. Terwyl God vir hulle totale ander visie het. Dis nie fout nie, die Here is die God van nasies en volkere, en dit sal altyd so bly. Maar hoor wat vra hulle vir die Here, Here, wanneer gaan ons
U ons herstel, ons onafhanklikheid gee, ons verlos van hierdie Romeinse juk. Na 3 jaar se onderrigting, nadat hy opgevaar het hemel toe, na die kruisiging. Nee, verskoon, nie nadat hy opgevaar hemel toe, net voordat hy opgevaar het. Vers 6, hulle vra hom, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En Jesus besef en weet, die disippels is totaal nie gefokus op God se visie vir die wêreld nie. Vers 7, hoor mooi, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Dan gee God vir hulle hierdie visie deur, vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Samaria, Judea, tot aan die uiterste van die wêreld. Dis jou visie, dis jou fokus. Het jy geweet, in ons land, is daar 874.000 moslims, pad na ewige hel. Hindoes, 606.000. Baha'is, dis nou so New Age groep, 213.000. Jode, 76.000, wat nog nie die Messias aanvaar het nie. Boeddhiste, 150.000. Voorvadergees aanbidding, 6.816.000. Hulle wat in geen geloof behoort nie, wat in niks glo nie, 3.903.000, 'n totaal van 13 miljoen. 'n armlengte weg van jou af. U sê vir my, Here, die Here stuur nie een van hierdie 13 miljoen, net een elke dag op jou pad nie. Daai wat jy sê, aangename kennis, ek is so en so en so, bly dat ons kan ontmoet. Dis 'n goddelike afspraak. Soos Jesus daar gaan sit het by die put. Sy disippels is gefokus, hulle is gefokus op hulle ma. God is gefokus op hierdie vrou. Dis ek wat met jou praat. Ek weet as die Messias kom, hy sal ons alles vertel. Dis ek wat met jou praat. 'n goddelike afspraak. So my liewe broer en suster, het jy elke dag van jou lewe 'n goddelike afspraak. En ek sluit myself in, en jy besef dit nie. Kyk opnuut na Suid-Afrika deur die bril van God. En sien die onsterflike siele sonder Jesus verlore en neem verantwoordelikheid vir hulle aan. Vriende, ek is nie besig met 'n liberale boodskap en ons moet nou vermeng en alles nie. Neem verantwoordelikheid vir hierdie mense aan. Hoor wat sê Paulus, Romeine 1:14. Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Jy is aan hierdie verlore siele in Suid-Afrika die evangelie verskuldig. Ek sien uit na die dag, as jy miskien hier voor 'n bord op is, 11 uur diens Engels, Jesus Christ for all nations. Petrus het so diens gehou, Handelinge 2, en hoe hoor ons hulle nie elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is nie, Pathers, Medes, Elamite,
die inwoners van Mesopotamië, Judea, die streke van Libië, ons hoor hulle in ons eie taal oor ons groot dade wat God vir ons gedoen het. Op 'n stadium het ek 'n gemeente besoek wat hierdie visie gehad het. As jy in daai kerkgebouetjie ingestap het, dan's die vla so gedrapeer van elke land so in die ronde. Ek onthou nog die slagspreuke wat hulle so teen daai mure opgesit het. En soos wat ek onthou het ek dit toe nou neergepen hier. Verskillende slagspreuke, die wêreld is God se sendingveld. Die lig wat die verste skyn, skyn die helderste tuis. Watter reg, hoor hierdie ene, hoor. Watter reg het enige iemand om die evangelie 2 keer te hoor, terwyl miljoene dit nog nie 1 keer gehoor het nie? Watter reg het jy en ek om dit 2 keer te hoor? Terwyl miljoene dit nog nie 1 keer. Ons preek oor die tweede koms, terwyl miljoene nog nie eers van die eerste koms gehoor het nie. Die boodskap oor die wederkoms, wonderlike boodskap, Bybelse boodskap. Miljoene het nog nie eens van die eerste koms gehoor nie. Gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hoe hoor ons hulle nie in ons eie taal nie? Zulus, Pedis, Xhosas, Vendas, Engelse, Japaneese, Chinese, want ek sien hulle is ook al hier. Shonas, Tsongas. Kolossense 3 vers 11, wat daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skiet, slaaf of vryman is nie, maar Christus is alles in almal. Wat 'n tragedie as 'n gemeente visieloos is. Nie gefokus is op dit wat God vir hulle inhou nie. Dit wat God vir hulle bepaal het nie. Groot tragedie. So in die eerste plek, liewe broer en suster, vanmôre, mag God vir ons vanmôre 'n visie gee van die geweldige groot oes in ons land. In die tweede plek, bid vir hierdie oes. Matteus 9:38, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oesland sal uitstuur. Jy kan die evangelie verkondig, as God nie werk nie, sal jy met 'n muur praat tot in ewigheid. 1 Timoteus 2 vers 1, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Die voorreg dat God vir my en jou betrek, by die uitbreiding van sy koninkryk. Die voorreg en die belangrikste daarvan, om te bid vir hierdie oes. Dit was die eerste opdrag, toe hy vir hulle 'n visie gegee het. Dis die eerste opdrag. Nie nou gaan en verkondig nie. Toe sê hy, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders sal uitstuur. Elkeen wat vanmôre hier sit, weet jy, sit vanmôre hier, omdat iemand vir jou gebid het. God is nie afhanklik van jou gebed nie, hy betrek ons by sy plan. Ek en jy sit vanmôre hier, omdat iemand vir jou gebid het. Die gebed red nie. God red. Maar dis in sy fenominale plan van verlossing, om jou te betrek. Wat 'n verbuisterende gedagte. Paulus praat van hoe jy saam kan werk vir die uitbreiding van God se koninkryk, wanneer in 2 Korintiërs 1 vers 11 sê, terwyl julle ook vir ons saamwerk. Hoe? Deur die gebed. Vriende, gebed is nie so seer dat die werk van God kan geskied nie. Gebed is die werk van God. Biddeloosheid, om nalatig te wees om te bid, is 'n sonde.
Dit moet bely word. En dan moet jy begin bid. Bid vir hierdie oes. Bid vir hierdie visie wat God vir jou gee. Nadat Dr. Oswald Smith die lewensgeskiedenis van David Brainerd gelees het, het hy gesê, hoor hierdie besondere spreuk van hom, Brainerd het my geleer dat meer bereik word deur gebed as deur prediking. My broer en my suster, Quentin Labuschagne, bid jy. Martin Luther het gesê, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Dis die asemhaling van die kind van God, om aan die lewe te bly, geestelik aan die lewe te bly, is gebed. Daarsonder sterf jy. Daarsonder sterf hulle wat buitekant uitroep na jou en sê, bring vir ons die evangelie van verlossing, en hulle sterf ook. In die derde plek, verkondig die evangelie aan die oesland, gebruik jou lippe, gee vir iemand 'n Bybel, gee vir iemand 'n traktaatjie, raak betrokke. Weet jy sit in hierdie gemeente, weet jy dat hierdie is 'n sendingstasie, waar jy nie elke Sondag heen kom. Jy sit hier en ek wil nie mense ophemel nie. Die Here het 'n gemeente, vir hierdie gemeente 'n prediker gestuur, wat die waarheid verkondig van sy woord. Weet jy hoeveel mense is daar buitekant wat kerkloos is? Wat nie weet waarheen om te gaan nie. Nooi daai broer of suster en sê, kom Sondag, sê vir hom waar dit is, gee die tyd en die plek, en laat hulle kom, dat hulle kan hoor, dat hulle wys kan word, dat hulle besluit kan neem, dat God hulle kan red. Dis 'n sendingstasie hierdie, Berea Christelike Gemeente, sendingstasie. Ons moenie nalatig wees nie, regtig. Nadat Jesus die duiwels uit die besetene van Gadara uitgedryf het, wat sê hy vir hom? Gaan gebruik jou lippe en jou tong. Lukas 8:39. Gaan terug na jou huis, vertel wat 'n groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan in die hele stad gaan vertel. 1 Petrus 3:15 sê, maar heilig die Here God in julle harte. Hoor hierso. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen van julle wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Om altyd bereid te wees, om elke dag te verwag, God gaan iemand op my pad stuur, en as hy daai persoon op my pad stuur, is dit nie net aangename kennis, bly ek het jou ontmoet nie. Here, hierdie is 'n goddelike afspraak, gee vir my die woorde, gee vir ons 'n geestelike gesprek, dat ons hierdie persoon kan bereik. Weet jy daai woord altyd, om altyd bereid te wees, in die Engels is always. In die Grieks het ons 'n woordjie, A-E-I, dit beteken continued duration. Ever, by qualification, regularly, by implication, earnestly, om met 'n dringendheid, om met 'n ywer te getuig en gereed te wees. Dis wat daai altyd beteken. Die Christense getuienis, vriende, is nie tyd en plek gebonde nie. Altyd gereed, enige plek, en tyd wanneer iemand op jou pad stuur. In die nag praat Jesus met Nikodemus. Hy sê nie, jong, dis nou 'n bietjie laat, kan jy môre kom nie, kan ons môre praat nie. In die middel van die dag, toe die son op sy felste was, praat Jesus met die Samaritaanse vrou by die put. Jesus sien Saggeus waar? In die boom. En hy praat met hom. Enige tyd, enige plek. Filippus praat met die hofdienaar van Ethiopië, waar? Op die wa. Paulus praat met die tronkbewaarder, in die tronk. Hy sit nie daar en bekla sy lot,
ek het nie 'n regverdige verhoor gehad nie. Kyk waar sit ek nou. Ek gaan staan op my regte. Hy weet God is soewerein. Dis deur sy wil dat hy sit. En die Here stuur die tronkbewaarder op sy pad. En hy verloor nie sy visie nie. Hy sê nie vir die tronkbewaarder, aangename kennis, ek is Paulus, wie is jy? Bly om jou te ken en gaan net weer sy eie pad nie. Wat gebeur? Hy lei die tronkbewaarder na die Here toe. 16 Julie 1979 praat Dobson. Is dan dit 8 leerling met Quentin Labuschagne. Is dan dit 6 leerling op sy koshuisbed. Jou getuienis is nie plek en tyd gebonde nie. Altyd gereed, enige plek in die huis, die hospitaal, die bus, die vliegtuig op straat, in die vyeboom, op die wa, by die put, in die nag, in die middel van die dag. Is ek gereed om my getuienis te gee? God kan die mees ontakvolle getuie gebruik. Hy kan nie die sonde van stil bly gebruik nie. Onthou net, getuig met 'n heilige lewenswandel beteken terwyl jy 'n goeie verhouding met die Here het. Ons getuig terwyl ons 'n intieme verhouding met die Here het, jou dade, jou woorde, jou spraak, jou optrede, jou hele bestaan, jou totale menswees, moet die evangelie bevestig. Wanneer hulle na jou kyk, dan moet hulle sê waarlik, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hy lewe, want ek sien dit in Piet se lewe en Susan se lewe. In die 4de plek, doen dit met vuur. Romeine 12:11, wees vure van gees, dien die Here, vertel die wêreld. Nou jy kry 2 soorte vuur, jy kry die vleeslike vuur en jy kry die vuur van die Heilige Gees. Met watter vuur moet ek die evangelie verkondig? Jy sal onthou, voor die uitstorting van die Heilige Gees, kyk ons na Petrus se lewe, hy's 'n vurige man gewees, sterk en reguit, impulsief, ekstrovert, nuuskierig, driftig, lojaal teenoor vriende, gewelddadig teenoor sy vyande, vol selfvertroue, natuurlike leie, warm en entoesiasties, motiveerder. Dis die leier wat ons nou vandag soek in ons regering, nie waar nie? Dis die leier wat ons soek. Wat sê hy vir Jesus? Lukas 22:33. Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. Wat was die uiteinde van die resultaat van hierdie natuurlike vuur gewees? Wat was die uiteinde daarvan gewees? Hy kap Malchus se oor af. Hy rig meer skade aan as wat hy goed doen. Toe die nood druk, sê hy vir die diensmeisie, ek ken hom nie. Natuurlike vuur vlug. Romeine 8:8 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, die wat onder beheer is van hul eie natuur. Daarom sê Jesus vir Petrus, Petrus gaan wag in Jerusalem, totdat jy met krag uit die hoogte gevul is. Weet jy wat het na die uitstorting gebeur? Toe staan Petrus voor die Sanhedrin, nie voor 'n diensmeisiekie nie. Hierdie mense het die mag gehad om 'n woord te spreek, en jy word doodgegooi met klippe. En Petrus, hy sê vir Petrus, gaan wag. Ek kom maar uit. Wat het hy daar gesê? Ons kom by daai gedeelte uit, nadat hy gevul was met die Heilige Gees. Maar ek wil net vir julle sê, daar staan geskrywe, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem tot aan die uiterste van die wêreld. Weet jy wat beteken hierdie krag in die oorspronklike taal? Dynamis, dynamiet, dynamies. Die woord vir getuie is die woord in die oorspronklike taal martyr, martelaar.
Met ander woorde, dit lees eintlik, Petrus gaan wag vir my in Jerusalem. Jy gaan dinamiese krag hê en jy gaan in staat wees om vir my 'n martelaar te wees. Dit is eintlik hoe hierdie vers daar uitsien. 11 van die 12 apostels sterf 'n marteldood. Hoe sou die Christendom nie daar uitgesien het nie? As ons nou evangelisasie werk gedoen het, en ons doen 'n oproep tot mense om Jesus aan te neem, die bloed maak jou skoon, en ons sê vir hierdie persoon, jy gaan dinamiese krag ontvang, om vir hom 'n martelaar te wees. Dit was nie vreemd in die eerste eeu nie, tot vandag in lande soos Noord-Korea is dit nie vreemd nie. As hierdie mense 'n oorgawe gemaak het, het hulle die koste bereken, die ewige lewe is verniet, om hom te volg, kan my lewe kos. Hulle het nie 'n vinnige, oorhastige, onberekende, ondeurdagte besluit geneem, en vinnige gebedjie agter iemand aangesê nie. Hy daar in 'n hoek, nadat hy die evangelie ontvang het, gesit, dat die sweetdruppels by sy voorkop uitpop. En hy weet, ek teken my doodsertifikaat as ek nou besluit om Christus te volg. Die evangelie is nie goedkoop nie. Dit het God sy seun gekos. Dit gaan jou alles kos om hom te volg. Nadat Petrus vervul was met die Heilige Gees, sy eie natuur, sy vurigheid, gekruisig het, daai ek gekruisig het. Toe staan hy voor die Sanhedrin. Hoor hoe tree hy nou op? Hy sê nie, ek beloof, ek sweer, ek ken nie hierdie ou nie. Hoor hoe tree hy nou op? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, owerstes van die volk, laat dit bekend wees aan julle almal, dat deur die naam van Jesus Christus wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode uit opgewek het, deur hom, hierdie man gesond voor julle staan, en die saligheid is in niemand anders nie, as Jesus waardeur julle gered moet word. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus sien en verstaan dat hy ongeleerde, eenvoudige man was hulle verwonderd, en het hom as 'n metgesel van Jesus herken. Nou is dit 'n ander Petrus. Kan jy sien met watter vuur moet jy die evangelie verkondig? Nie die vuur waar jy onder beheer is van jou eie natuur nie. Die vuur van die Heilige Gees. Petrus vervul met die Heilige Gees, lei 3000 siele op Pinksternag, hy kap op Pinksterdag na die Here toe, hy kap nie ore af nie. Ons tema, God se visie vir die Christen van Suid-Afrika, my ywer vir die evangelie. Hoe doen ek dit? Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Vriende, by wedergeboorte het jy die gees van God ontvang. Ek wil vanmôre vir u vra, het die gees van God jou al ontvang? Dat jy daar in jou binnekamer sê, Here, dankie dat ek weer gebore is. Ek weet dat verandering in my lewe, ek het hierdie ywer, maar Vader, ek gee my net oor aan u. Hy stel jou in staat om dit te doen. Daar's 'n toets, of jy al by die punt uitgekom het. Totaal oorgegee aan sy gees wat in jou woon, getuig jy. En nou wil ek graag met teerkinders ietsie vra vir baie teerkinders vanmôre hier, wat evangelisasiewerk doen, wat Bybelverspreiding doen, wat selfs elektroniese meganismes aangeskaf het en die wêreld laat hoor van die evangelie. Ek wil vir jou ook 'n vraag vra. Dit wat jy doen vir die Here, is dit 'n fisiese handeling of 'n geestelike handeling? Is dit jou plig, of sê jy soos Paulus, want die liefde van Christus dring my? Weet jy, ons kan nou sê, Paulus het 3 sendingreise gehad, en ons kan baie lof toe besing. Weet jy, die liefde van Christus het hom gedring, hy kon nie anders nie. God se visie vir Suid-Afrika, Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels vir alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Waarom? En hiermee sluit ek af.
Die eer van Jesus se naam is op die spel. Hy het ons daartoe beveel. Ons is dit verskuldig aan ons medemens. Die liefde van Christus dring ons. Ons Vader, ons het daai dinamiese krag nodig. Bereid te wees om vir 'n martelaar te wees. Wat Petrus ontvang het, dis al hoe die koninkryk uitgebrei word. Nie deur geweld nie, maar deur my Gees. En daarom bid ek vanmôre, Vader, die saad wat gesaai is, dit sal vrug dra, sal ontkiem. Ek bid vir hierdie sendingstasie, dat U seën oor hierdie sendingstasie sal wees, dat U ook vir Dominee Gerrit sal seën met U woord, dat hy dit reguit sal bring, in die krag van U Gees sal bring, vir hom en sy vroukie. Ons bid daarvoor. Ek bid vir elke gemeentelid in hierdie gemeente, Here, vir mense wat hulle daar buitekant sal teekom, wat U nie ken nie, die moed te gee, om hiernatoe te nooi, dat U kan seën hier, en dit vra ek in die naam van Jesus Christus. Here, stuur ons, en maak ons bereidwillig. Amen.